Goeienaand, dis tyd vir Fokus. Ek is Lenet Fransis. Welkom. Bietjie later probeer ons uitvind of Gautengse motoriste gebruik maak van die 60% afslag op hulle uitstaande e-tolskuld. En ons gaan kyk hoe Appington sy diensleweringskwessies oplos. Maar ons skuif eers ons fokus na die Weskaap. Kommer oor die toekoms van Suid-Afrika se staalbedryf neem toe. Die bedryf is onder druk weens goedkoop invoere, veral uit China. In die Weskaap is die toekoms van een van die provinsie se groot werksverskaffings op die platteland, Saldanha Staal, in die weegskaal. Die aanleg wat deur ArcelorMittal besit word, kan dalk binnekort sy staalproduksie staak en kenners in die gebied vrees dat dit 'n verlammende uitwerking op die Weskus se reeds sukkelende ekonomie kan hê. Bekende dorpe soos Langebaan, Saldanha Bay en Vredenburg sal daardeur geraak word. Fokusregisseur Dani Jeffers doen verslag. Die Saldanha staalaanleg is in die laat 90er jare voltooi en is sedertdien 'n groot werkverskaffer in die streek. Daar is egter nou onsekerheid oor die toekoms van die aanleg en die Suid-Afrikaanse staalbedryf. En indien die staalaanleg sou ondergaan, kan dit die Weskus se ekonomie hardslaan. Die groot uitdaging is die ripple effek. Jy weet, dis 1000 mense met gesinne, met kinders wat geld uitgee by die veearts en by die apteek en by die spar en by die winkels. En as ewe skielik as daai alles weg moet gaan, sal dit sal 'n onmeetbare effek op die omgewing hê. Bouwerk aan Saldanha Staal het in 1996 begin en die aanleg is teen 'n koste van sowat 8000 miljoen rand opgerig. Rou ystererts word in slegs 24 uur tot rooi warm gerolde staal verwerk, gereed vir uitvoere na Wes- en Oos-Afrika. Die aanleg is omgewingsvriendelik en verskaf werk aan sowat 1000 mense. Vir die Weskus is Saldanha Staal egter meer as net 'n werkende staalfabriek. Die aanleg is 'n broodnodige ekonomiese anker in die streek en dosyne kleiner nywerhede en sakeondernemings is regstreeks afhanklik van Saldanha Staal. Die nywerheidsreus is ook nou betrokke by opvoedkundige projekte soos die wetenskapsentrum vir skole op Vredenburg. Willem Herbst is die voorsitter van die Weskus Sakekamer. Volgens hom is die oorlewing van Saldanha Staal noodsaaklik vir die streek. Ons sit klaar met 'n baie groot werkloosheid. Met die IDZ wat afgekondig was, is daar 'n groot toevloei van mense gewees wat gesê het ons kom hier na toe uit die Oos-Kaap uit en dan vra jy vir die mense, hoekom kom jy hier na toe? Jy weet, die Weskus is oor die algemeen Afrikaans spreek en dan kom jy die ouens hier aan en hy kan gebroke Engels praat, dis al. Dan vra jy vir hom nou, hoekom het jy hier na toe gekom? Dan sê hy van die mense vir my gesê is werk hierso. Hier is nie werk nie. Die werk is skaars. Ons hoop die IDZ gaan werk skep, maar dit het nog nie gebeur nie. So nou sit ons reeds met 'n klomp mense wat werkloos is. As jy nou nog 'n klomp werklose mense in die stelsel insit, dan hoef ek nie vir jou te sê nie, die volgende ding wat gebeur is misdaad gaan op. Richard Holcroft is die algemene bestuurder van Saldanha Staal. Hy is reeds sowat 20 jaar werksaam by die aanleg en is bewus van die staalwerke se diep ekonomiese en opvoedkundige wortels in die gemeenskap. If we start to look at just educational training during 2015, we spent around 9 million rand on active learnerships, on apprenticeships, candidate technician, candidate engineer programs. And in fact, in 2014, we launched an artisan to technician conversion program, that will cost about 5 million rand in total. So our impact in the community is greater than just a job creator. En vir die plaaslike munisipaliteit is Saldanha Staal 'n noodsaaklike inkomstebron wat doeltreffende dienslewering vir die gebied se groeiende bevolking moontlik maak. Volgens die uitvoerende burgemeester van die Saldanha Bay munisipaliteit, François Schippers, is 'n plaaslike werkloosheidssyfer van 25% 'n bron van kommer. Indien Saldanha Staal sou sluit, kan dit sake vererger. Wat belangrik is hier is dat die mense kos op die tafel moet kan sit en dat hulle families moet onderhou gedurende daai tydperk. En hoe ons as 'n munisipaliteit dan eerstens daai verminderde inkomstebron kan bestuur en hoe ons die mense kan help oor daardie periode. If you look at some of the numbers, you'll see, for instance, it's estimated in the factor report that, the income/stroke economic activity from us amounts to 670 million rand in the area, which is significant. Soos verskeie nywerhede elders in die land gaan Saldanha Staal gebuk onder Eskom se stygende kragpryse, wat dit moeilik maak vir die aanleg om mee te ding met goedkoop en oorvloedige staal vanuit lande soos China. Die plaaslike staalreus se kragrekening het tussen 2010 en 2015 verdubbel, wat ekonomiese oorlewing bemoeilik.
We are a plant where approximately 40%, 37% of our cost is energy related. And we've experienced, very steep hikes of late. Ons provinsiale regering trouwens het aangekondig dat dit is belangrik dat ons hierdie nywerhede moet bou en ek dink die nasionale regering moet definitief kyk hoe kan ons die probleem aanspreek die nasionale regering na Eskom toe en te kyk hoe kan ons die mense help. Dit is absoluut krities wanneer mense in sulke probleemsituasies kom dat ons as regering ook help as 'n oorbruggingsperiode om daai mense dan aan die gang te hou totdat die omstandighede beter word vir hulle om beter winste te maak. Die Weskus se unieke landskap word reeds geruime tyd deur honderde windturbines gekenmerk wat oral soos wit paddastoele opskiet. En met Saldanha Staal in 'n taai oorlewingsstryd word daar nou ook na alternatiewe energiebronne gekyk as moontlike reddingsboei om die aanleg se deure oop te hou. The review is progressing well. You would have read it's in the public space some of the work that we're doing in terms of electricity and gas-powered power station. Obviously, that's a solution that will provide us with affordable and reliable electricity. We have a base load requirement of around 160 megawatts, peaking at 250. So that means if you were to put a solution like that down here, it could provide power for other industries in the area and also be a trigger for further growth. Die onsekerheid oor die voortbestaan van die Saldanha Staalaanleg is slegte nuus vir 'n streek wat reeds 'n vuisfoos is na verskeie ander ekonomiese terugslae. Boere is tans in die greep van 'n knellende droogte terwyl die visvangbedryf nou al geruime tyd gebuk gaan onder voortsleepende kwota-probleme. 'n Beoogde multimiljoen-rand nywerheidsontwikkelingssone, die IDZ op Saldanha, is sowat 2 jaar gelede met groot geskaal aangekondig, maar sukkel sedertdien om behoorlik op dreef te kom. Die hele staalindustrie is onder druk en in die moeilikheid. Die IDZ het die regering besluit die fokus op die IDZ gaan wees op olie en gas. Nou hoef ek nie te veel te sê wat met die olieprys gebeur het nie. So waar daar groot fokus was om te sê kom ons diens die olieindustrie, sê die hele olieindustrie weet jy ons moet afskaal. Want die olieprys is nou nie meer waar hy was nie. So die IDZ is waarop ons hoop sit. Ek hoop nie dis valse hoop nie, want ek weet dit moet nou gebeur. Die staat skep die infrastruktuur en hulle skep die belastingstrukture, maar nou moet die industrie inkom en sê ons wil nou besighede hier opsit en met die oliepryse is ek bietjie bang daarvoor. Wat sake lei dalk met nuwe oë na die Weskus se koue viswaters en toerisme moontlikhede sal laat kyk. As ons die visindustrie kan regkry en die kwotas kan regkry, hopelik sou dit 'n klomp werk kon skep. Dan natuurlik kyk ons na toerisme. As jy in die Natalse kus kom en jy kom aan die Suidkus, dan sien jy die mense begin wegbeweeg want dit is net daar's so baie mense wat al reeds gaan. Mense begin nuwe plekke soek. Die Weskus is 'n paradys wat min mense nog ontdek het. So ons vermoed dat ons hoop dat ons kan toerisme bietjie beter aan die gang kry, veral internasionale toerisme. Weet plaaslike toerisme is wonderlik, maar dit is Desember maand. Wat doen jy die res van die jaar? So as mense internasionale toerisme kan aan die gang kry, dan dink ek dit kan 'n groot bydrae lê. Ons is 'n uur en 'n half van die Kaap af. Dis nie ver van die lughawe af nie. Dit kan werk. Saldanha Staal se bestuur het intussen begin met 'n uitgebreide ekonomiese hersieningsproses wat tot 9 maande kan duur voordat belangrike sakebesluite oor die toekoms van die aanleg geneem gaan word. Bekommerde inwoners en werknemers staal hulle egter nou reeds vir 'n verwoestende uitklop hou indien Saldanha Staal sy deure sou sluit. It's fair comment to say that we're very concerned. Hence the decision to put the business in review. But the purpose of the review is to find a solution for the challenge that we face, and specifically energy costs. There's a focus on energy costs and what are we going to do in that regard. Dit is absoluut essensieel dat ons hoopvol moet bly en ek glo die fabriek is nie hier om finaal toe te maak en dat met hulle deur die moeilike tyd sal gaan en dat hulle weer sal kan opereer as 'n saak wat dan ekonomies volhoubaar sal wees. Daar's hoop, daar's altyd hoop. Ek meen ons gaan nie moed opgee nie en ons gaan nie op die Weskus moet opgee nie. Ek dink as ons almal saamwerk, as ons hard almal saamwerk en ons kry samewerking van die staat se kant af, dan sou ek hoop sien. Dan sou ons deur dit kom. Net hierna vaar fokus die strate in om uit te vind of die 60% e-tol afslag Gautengse motoriste aangespreek het om hulle e-tolskuld te betaal. Bly gerus ingeskakel.
Gautengse motoriste wat hulle e-tolfooie betaal het, kan nog tot die einde van die maand gebruik maak van die 60% afslag op uitstaande skuld. Die aanbod is sedert November verlede jaar in werking en is 'n poging deur die nasionale padagentskap SANRAL om motoriste aan te spoor om hulle rekeninge te betaal. SANRAL het vroeër die maand gewaarsku dat dagvaardigings uitgereik gaan word aan diegene wat nie betaal nie. Maar hoeveel motoriste gaan en het reeds van die afslag gebruik gemaak? En gaan SANRAL sy teikens vir skuldinvordering bereik? Volgens regisseur Jolien Reed het gaan uitvind of motoriste van plan is om op te dok. Motoriste het sowat 3 weke as hulle wil gebruik maak van die 60% afslag op hul uitstaande e-tolskuld. Fokus het die strate ingevaar en talle Gautengse motoriste gevra of hulle van die 60% afslag gaan gebruik maak. Any reduction is a welcome reduction. I mean, times are tough. Everyone needs, some sort of relief. Financial relief. Petrol is going up, so a 60% reduction definitely we'd welcome. I suppose we have to pay for the roads somehow, and it is a little bit of the people that are using it are paying for everything, so part of the country's infrastructure. I suppose we have to pay for it somehow. I don't believe in the tolling of roads, and therefore I won't be taking up the discount. I mean, 60% is quite a lot, so maybe. No, I'm not going to make use of the discount. They have raised less than 2% of their outstanding ring-fenced 5.9 billion rand. They've raised less than 2%, less than R1 million. We think there will be a little bit of a rush in the last month, as they are saying, but it's certainly not going to take them to where they have to be. We are happy with the response. We've had hundreds of thousands of motorists coming forward to either inquire how much they owe, with a view to settle, some with a view to plead for an arrangement of sorts, to pay perhaps over a period of time. So from an inquiry's point of view, we are happy with the numbers that have come forward. But the numbers in terms of revenue are going to show really after the 2nd of May. In 'n poging om al uitstaande e-tolskuld in te vorder, is sowat 1000 motoriste gedagvaar. To say they're going to summons, those are threats. But let them carry it out. They have started to send letters of demand. Those are not summonses yet. There's a way to handle that. We have got a process on our website showing people how to handle letters of demand and how to deal with the summons. So we'll be helping the public in that regard. And all our members, by the way, are covered by our e-toll defence umbrella. We'll defend them in court if they're ever summoned. We believe that this scheme is not going to survive at all. They will probably collect a couple of R100 million out of it. Remember, they've got it's now escalated to nearly R8 billion in debt. A couple of R100 million out of R8 billion is still a fail, a complete fail. The first batch of summonses, about 1,000, have gone to those motorists who, when we contacted, indicated that they will not pay, even if we are offering them a discount. So we have, as a start, targeted those who are saying we're just not going to comply with the law. But the intention is to deliver the summonses to everybody who owes, especially after the 2nd of May. SANRAL sê die sperdatum is 2 Mei en motoriste sal moet opdok. They're trying to earn 22% of their revenue, 21 to 22% of revenue for 1% of their road infrastructure upgrade. So they literally are putting an unnecessary and undue pressure on the Gauteng motorists. This is the economic capital of this country. The notion goes thus, that if this region, which is the powerhouse, the economy powerhouse of the country, generates more revenue than what it gets back in taxes, the more productive you make Gauteng, the more taxes you make, the more you earn through people getting to work earlier, the productivity, the engines turn faster and fluid. So if this region needs 6-lane highways, give it to the region. Even this 60% discount is as a result of persuasion, for lack of a better word. Since inception, we have persuaded motorists. We have pleaded with motorists to pay. Government has made certain concessions, putting a cap, a limit that you would pay
in a particular month, this discount itself, the 60% discount, is part of those concessions. So for a period of about 3 years now, there has been an attempt to persuade and gently cajole motorists into paying. But we've reached a stage now where we think it would be morally justifiable to do what the Sanral Act, by the way, empowers us to do, to follow either a criminal route in order to collect or a civil route. The scheme is dead, and our question to government is, when will the sanity prevail? When will you stop pushing this wedge between your people and the state in the way that you're doing on this e-toll matter? Die vraag bly staan, gaan motoriste wel opdop of al protesoptrede teen die e-tolstelsel voortsit? Dienslewering is in baie munisipaliteite 'n groot probleem. Ons wou sien net hierna hoe die kwessies in Appington opgelos word. Moenie weggaan nie. Dienslewering is in menige munisipaliteit in die land 'n kopseer, maar die Karrehuis munisipaliteit op Appington het 2 jaar gelede met 'n plan vorendag gekom. Fokusregisseur Keith Suister het gaan kyk hoe die plan werk. Die Karrehuis munisipaliteit in Appington se Lungisa Konke projek, wat beteken maak alles reg, is goed op dreef. Die projek is oor 2 jaar gelede van stapel gestuur. Die hoofoogmerk is opgraderings en skoonmaakprojekte. Swaar masjinerie en werkers is hard aan die werk vir 'n nuwe begin. Dit is 'n belangrike deel van die Karrehuis munisipaliteit se Lungisa Konke projek wat in 2014 deur die stadsraad begin is. Daar's baie uitdagings wat ons het in ons gemeenskap. Een van die goed is die storting van 'n vullis op hoeke. Is tog nie 'n goeie ooglike sig dat jy vullis kry op hoeke nie. Daarom gaan ons uit, ons maak die vullis skoon, maar ons praat ook met ons mense om nie vullis te stort op hoeke nie. Ons maak ook speedhobels reg in die woonbuurt. Jy sal weer taksies gebruik spoed in die woonbuurt en daar's baie ongelukke wat gebeur in ons gemeenskap as gevolg van die spoed wat gebruik word. So ons het vir elke tussen 100 en 120 meter sit ons spoedhobels in, veral in die hoofstrate, om toe te sien dat ons die spoed wat die taksies en die voertuie gebruik te verminder. Ons fokus op kragprobleme. Per maand verloor die munisipaliteit tussen 700.000 en R1 miljoen as gevolg van kragdiefstal. So ons het inspekteurs aangestel wat toesien dat hulle huis vir huis loop om te verhoed dat mense nie krag steel nie. Maar daar is ook ander belangrike dinge wat hul aandag verg. Instandhouding van infrastruktuur is vir die munisipaliteit van kardinale belang. As ander diensleweringsprobleme wat ons ook aanspreek, soos waterlekkasies. Jy weet ons is 'n land wat water 'n bietjie skaars is. So ons skenk aandag aan waterprobleme waar dit gebeur. Ons maak parke skoon, jy kan ons parke besoek, mooi groen. En alles toeganklik vir ons kinders en mense wat graag vir ons parke gebruik. Oor die algemeen voel ek baie gelukkig oor hoe ons woonbuurte lê. Gemeenskapslede is aan hul loppies, veral met die aanbring van spoedhobbels en die werkskepping wat daarmee gepaard gaan. Hier ry die karre baie gevaarlik. Hulle ry op hoë spoed en as die bumpers hier inkom, dan sal ons pad veilig hou. Ek dink dit is 'n baie goeie ding. Dit is baie goed vir die lokasie waarin ons bly. Dit hou die lokasie skoon. Dit hou die lokasie meer veiliger ook. En ek dink munisipaliteit hou ons dorp baie skoon en netjies ook. Volgens die Karrehuis munisipaliteit is die opgradering en skoonmaakprojek aaneenlopend en soortgelyke projekte word vir die toekoms in baie ander woonbuurte van Appington beplan. En sterkte met al die planne daar. Dis ongelukkig al vir vanaand, maar voor ons groet wil ons eers 'n bietjie spog. Ons is vanjaar vir 3 ATKV Media Veertjie toekennings benoem. Fokus is 'n finalis in die afdeling Beste Nuus of Aktualiteitsprogram.
In die afdeling beste aanbieder of onderhoudvoerder van 'n nuus- of aktualiteitsprogram en Karen Dorwiel is 'n finalis in die afdeling 'n beste insetsel in 'n aktualiteitsprogram vir haar program Lig vir Loek. Nou die wenners word eers op 13 Mei vanjaar tydens 'n glansgeleentheid bekendgemaak, maar ons voel al reeds soos wenners. En soos altyd nooi ons jou om terug te praat. Stuur gerus jou kommentaar, tweets en voorstelle. Skryf net die woord fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons fokusgroep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Van my en die res van die Fokus span tot volgende Sondag aand weer om 6:30 en net hier op SABC2. Hoop jy 'n goeie week. Totsiens. Oupa het kom sê